Goeiemôre en dit is vir my baie lekker om vanoggend met jou te kan gesels oor ons tema vir hierdie week en dit is om te volhard. En ek het gevoel ek wil graag vanoggend met ons gesels oor die boek van Rut en oor Naomi se storie. So ek dink ons almal onthou die storie van Naomi, sy en haar man en haar seuns, daar was 'n hongersnood in Israel en hulle is toe na die land van Moab toe om te probeer om die hongersnood te om te oorleef. Is uit Israel uit, daar het haar twee seuns getrou met Orpa en met Rut en ongelukkig is haar man en haar twee seuns toe oorlede en Naomi besluit die beste ding wat sy kan doen is om terug te gaan na haar mense toe en sy laat toe vir Orpa en vir Rut sê vir hulle bly julle agter, ek gaan terug na my mense toe. Orpa het toe agtergebly, maar Rut het toe nou daai mooi woorde wat ons almal ken wat sê ek gaan saam met jou, jou mense is my mense, jou God is my God, jou land is my land en ek sal daar wees vir jou. Sy maak hierdie belofte en toe Naomi nou terugkom in Bethlehem, is die vrouens verbaas en sê, maar is dit dan Naomi wat nou teruggekom het? En sy sê, hulle moet my nie meer Naomi noem nie, want Naomi beteken, haar naam beteken aangenaamheid. En sy sê vir hulle, nee, noem my eerder Mara. Mara beteken bitter. En sy sê vir hulle hierdie woorde in Rut 1 vers 20. Moet my asseblief nie meer Naomi noem nie. Noem my Mara, want die Almagtige het my lewe vir my baie bitter gemaak. My lewe was vol toe ek weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai, die Almagtige het 'n ramp oor my gebring. En die waarheid hieroor is dat Naomi hulle het eintlik buite die wil van die Here opgetree deur na die land van Moab toe gegaan, want die Here het Israel verbied om enigiets te maak en te doen te hê met die mense van Moab. So sy in hierdie gedeelte blameer sy die Here 4 keer vir die dinge wat verkeerd geloop het in haar lewe. En en ek gaan nou nie sê hierdie kant toe of daai kant toe nie, maar hulle het buite die wil van die Here opgetree en daar was sekere gevolge gewees, maar sy is so bitter dat sy heeltemal verblind is vir nommer 1 haar eie verantwoordelikheid wat sy moet neem. Nommer 2 haar verhouding met die Here lei daaronder, want sy voel dat God het teen haar gedraai en daarom verwyd sy eintlik die Here vir wat in haar lewe aangaan. En nommer 3 mis sy die feit dat die Here vir haar hierdie ondersteuning gegee het in Rut, dat sy bereid was om saam met Naomi te gaan, dat sy haar mense gelos het en sy wat 'n Moabiet is, dan in die land van Israel intrek, wetend baie goed dat sy eintlik soos sy gaan nie deel kan wees van die samelewing nie. Hulle gaan haar verwerp, daar's 'n stigma, sy's 'n Moabiet en sy gaan nie welkom wees nie, maar sy's bereid om dit alles te doen om saam met Naomi te gaan en saam met Naomi vir Naomi te ondersteun om 'n beter bestaan te maak, 'n beter lewe te probeer bou in die land van Bethlehem. Of nee, in die land van Israel in Bethlehem. So hier is wat ek wil sê, as ons dink aan volhard en ons dink aan om deur tye te gaan en om vas te byt en so aan, dan sal ek dink 3 goedjies wat ons net moet versigtig voor wees. Die eerste ene is om alles op God te blameer. Jy weet, baie kere is die dinge wat in ons lewe gebeur as gevolg van sonde, ons eie of iemand anders sin. Dit is nie God se skuld nie. Ons kan nie alles wat verkeerd loop net voor sy voete lê nie. God se wil vir ons is goed, hy het goeie planne vir ons, hy het Jesus vir ons gegee, sodat daar vir ons verlossing is, vrymaking, genesing. En as dit is wat hy gedoen het, hy het vir ons hierdie pad gemaak, en ons moet versigtig dat wanneer ons dan hierdie bitterheid in ons hart het oor dinge wat verkeerd loop in ons lewe, dat dit nie dan kom en 'n tweede moeilikheid veroorsaak, en dit is dat daar dan soos 'n afstand tussen jou en God bestaan. In moeilike tye moet jy eintlik nader aan God trek, want hy is ons herder wat ons vat deur die dal van doodskaduwee en om dan in geloof te sê, maar Here, u stok en u staf, u beskerm my van ander en van myself, en u ken die paaie, en u weet waar ek moet gaan, en u weet waar al die skapies is, en u weet ook waar is ek. En dan die derde ding is dan om nie in moeilike tye te mis wat die Here vir ons om ons gesit het om 'n ondersteuning vir ons te wees nie. Mense wat vir ons bid, mense wat daar is vir ons, mense wat ons wil net help deur hierdie moeilike tye. En die ander kant daarvan is, moenie jy die geleentheid mis om ondersteuning te wees vir iemand anders nie, om 'n rit te wees vir mense wat hopeloos is, bitter is, mense wat voel dat hulle lewens is buite hulle beheer, hulle weet nie hoe om dit reg te kry nie.
wees jy dan ook 'n loyale vriend of vriendin vir mense wat deur moeilike tye gaan. Kom ons sluit ons oë. Liewe Here, baie dankie vir 'n geleentheid om vandag te hoor hoe U vir ons voorsien, maar hoe U ook ons as 'n geskenk gee vir ander mense. En help ons om nie blind te wees vir die geleenthede wat ons het om ander te ondersteun en daar te wees vir hulle nie. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.